Liewe luisteraars, ek groet u weer eens vanmôre in die lieflike naam van ons wonderlike Here Jesus. Die naam bo alle name. Ons het onlangs daaroor gepraat, hierdie kosbare naam van ons Here Jesus. En vriende, vanmôre praat ek 'n bietjie met u oor die hoop wat ons juis in Christus het. Daar's soveel beloftes wat vir ons sê ons moet hoop hê. Ons moet vasstaan in die hoop. Maar weet ons regtig wat dit beteken? Ek wil 'n bietjie praat met u vanmôre oor die ankers van hoop en ek dink regtig dat dit 'n baie spesiale boodskap is. Terwyl ek hierdie boodskap voorberei het, het ek so die Here se teenwoordigheid in my eie lewe ervaar. Ek het so die Here se stem in my lewe ervaar. Hoe die Here met my gepraat het, hoe hy hierdie woord vir my oopgebreek het, hoe hy self vir my kom leer het uit sy woord. En vanmôre wil ek dit graag met elkeen van u deel. 'n Kosbare woord. Ek weet dit gaan vir elkeen wat hierna luister tot seën wees, veral in die tyd wat ons leef met al die slegte dinge wat in die wêreld gebeur. Die oliepryse wat opgaan en hoe dit ons brandstofpryse beïnvloed, ons kospryse, ons lewenskostes, en ons het net een persoon in wie ons hoop kan stel, en dis Jesus, en ek wil vanmôre met u daaroor praat. Nou vriende, dis baie wyer as wat u dink, en daarom wil ek vra, volg hierdie boodskap, luister dit tot die einde, en ek weet, die Here sal u seën. Kom ons lees saam uit Romeine 5 vers 1 tot 11, terwyl ek lees kan u net volg, en daar staan geskryf, Paulus skryf, hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Kom ons bid net saam, ons wonderlike en kosbare aanbiddelike hemelse Vader. As ons die woord so lees, dan spreek dit tot ons harte. Ons hoop is in U. Ons kan nie in aardse dinge hoop nie. Ons kan ons hoop nie op mense stel nie. Ons kan nie op mense vertrou nie. Ons kan op niks vertrou behalwe op U nie en die beloftes van U woord. Ek lees dat daar 3 maal gepraat word in hierdie hoofstuk van hoop. Ware hoop in Jesus Christus, ons verlosser. En hoe skryf Paulus, hy sê ons roem in hom vir daardie hoop wat ons het. Kom vanmôre en leer ons wat is die ankers van hoop wat in die woord vir ons opgeteken staan. Leer ons, Here, praat tot ons harte soos altyd en seën ons in Jesus se naam. Amen. Ek hou net weer 3 verse in ons geleesde gedeelte aan u voor,
En dit naamlik Romeine 5 vers 1 en 2 en ook die 5de vers, waar daar geskryf staan, Paulus skryf, hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook, deur die geloof, die toegang verkry het, tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En dan sê vers 5, en die hoop beskaam nie. Hoeveel keer sê ons vir mekaar, die hoop beskaam nie, maar weet ons wat dit beteken? Die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Ons praat vanmôre natuurlik oor hierdie geweldige, interessante tema, naamlik ankers van hoop. Weet ons wat beteken hierdie ankers van hoop waarvan ons in die skrif lees op verskillende plekke? Nou vriende, ek lees die getuienis van 'n man wat 438 dae alleen op die see oorleef het. In 2012 het Jose Salvador Alvarenga, 'n groot visserman, met 'n jong helper saam met hom van die kus van Mexico vertrek, vir wat veronderstel was om 'n eendag visvang uitstappie te wees, maar 'n skielike storm het hulle boot kilometers ver die diepsee ingedryf. Hulle het geen navigasie, geen radio en baie min kos by hulle gehad. Dae het weke geword en weke het maande geword. Hulle het oorleef deur rou vis te eet, seeskilpaaie te vang en reënwater op te vang om te drink. Na 'n paar maande het sy jong metgesel ongelukkig gesterf. Van daardie oomblik af was hy alleen, heeltemal alleen, omring deur niks anders as net massa water en stilte nie. En tog het hy aangehou dag vir dag. Dit was net die hoop om oorlewing wat hom gehelp het om aan te hou. Hy het vertel dat hy later met homself gepraat het, herinneringe herleef het en vasgehou het aan die hoop dat hy eendag weer sy familie sou sien. Na 438 dae op die see het hy uiteindelik op 'n afgeleë eiland in die Marshall-eilande aan die Noord-Atlantiese See, noordoos van Australië uitgespoel, met groot dankbaarheid dat hy dit oorleef het. Ongelukkig word daar niks gesê of hy die Here se teenwoordigheid en die Here se beskerming ervaar het nie. Maar sy hoop om oorlewing het hom laat volhard vir 1 jaar en 73 dae, of ons kan sê vir 1 jaar en 2,5 maande op die groot oseaan deur storms en groot uitdagings. Nou vriende, ons moet die woordjie hoop mooi identifiseer. Ons moet nie hoop met geloof verwar nie, want hoop is iets wat eintlik in elke mens se menswees ingebou is. Want mense wat glad nie in God die Almagtige glo nie, koester ook lewensverwagtinge en goeie vooruitsigte. Mense pak baie keer 'n werk of 'n besigheid aan in die hoop dat hulle suksesvol sal wees daarmee. Enige iemand wat 'n besigheid van sy of haar eie begin het tog die hoop gekoester dat alles goed en reg sal uitwerk. Hoop beteken om altyd die hoop te behou wanneer jy voor groot en moeilike uitdagings te staan kom, om nie moed op te gee of moed te verloor nie. Want baie keer wanneer ons voor 'n groot uitdaging te staan kom, dan is dit baie maklik
om moed op te gee of moed te verloor. Om 'n sukses van enige iets te maak, beteken om die hoop te koester, dat jou verwagtinge 'n werklikheid sal word, en daarom moet jy jou hoop stel op sukses. Jy moet iets aanpak, nie om dit te verloor nie, maar om te wen. Onthou, tussen hoop en vrees beland ons in onsekerheid. Hoor jy mooi wat ek sê, tussen hoop en vrees beland ons in onsekerheid. N.P. van Wyk Louw het gesê, vir die man wat sonder hoop is daar min hoop. En daarom moet ons altyd hoop behou, al lyk dinge soms hopeloos. Die verskil is net, dat iemand wat die Here dien, altyd hulle hoop in die Here stel, in die almagtige Skepper God, wat hulle aanbid. En dis waaroor ek vanmôre met u wil praat. Vanmôre se boodskap handel oor die ankers van hoop, wat ons in die woord van God vind. Psalm 119 vers 105 sê, u woord is 'n lamp vir my voet, en 'n lig vir my pad. Ons kan net hoop en geloof met mekaar verbind, as ons waarlik gered en waarlik God se kinders is. Iemand wat nie die Here ken nie, kan nie hoop en geloof aan mekaar verbind nie. Net ons wat waarlik God se kinders is. Luister na hierdie skrif. Dit verklaar dit alles vir ons. In Romeine 8 vers 24 en 25 staan daar geskryf, want ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want as iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Dit wat ons sien, kan ons tog nie op hoop nie. Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Dis vir my kosbaar. Ons moet, wanneer ons op iets hoop, moet ons volhard om daardie hoop vervul te sien. Ek wil net 'n paar ankers van hoop uit die woord vanmôre met u deel. Baie kosbare gedagtes. Met ons redding, dit wil sê, na ons bekering, toe ons tot die Here Jesus bekeer het, of tot God bekeer het deur Jesus, ontvang ons die geloof, wat ons vaste hoop en vertroue in God se woord is. Want die woord leer vir ons kan net in Christus saligheid ontvang. So ons ontvang deur die geloof, ons vaste hoop en vertroue in God se woord, dat God ons sondes vergewe het en ons sy Heilige Gees geskenk het. Dis baie belangrik dat elkeen wat na Jesus toe kom, sal weet dat die Here beloof het in sy woord, maar ek het dit ontvang. Hy beloof dat hy my sondes vergewe het. Hy beloof my dat hy sy Heilige Gees vir my gegee het om in my hart te kom woon. Hy beloof aan my dat ek dan wedergeboorte ontvang deur die werking van die Heilige Gees en dat ek dan God se kind is. Ek is gered. In Romeine 5 vers 1 tot 11 het ons dit vanmôre gelees. Daar staan geskryf, luister nou mooi. Daar staan geskryf, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is. Wanneer ons na Jesus toe kom om aanneem as ons verlosser saligmaker, dan word ons deur Christus met God versoen, ons word regverdig verklaar. Hy sê, uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Ons kan alleen vrede met God hê wanneer ons deur Christus met God versoen is. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En nou sê, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Die heerlikheid om redding te smaak, die heerlikheid om ewige lewe te smaak, die heerlikheid om vergifnis van sonde te smaak. Hy sê in vers 5, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Die oomblik toe ek die Heilige Gees ontvang, toe hy in my hart kom woon, toe verstaan ek wat beteken God se liefde vir my en toe kon ek hom ook leer liefkry.
leer lief kry. Nou sê vers 6, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Vir jou en vir my. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ons nader Paasnaweek, ons gaan baie daaroor praat in die volgende weke. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Ons word gered van die toorn, in Christus Jesus ontvang ons redding. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe, deur Jesus se lewe, gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Vriende, sien nie, ons word gered deur Jesus Christus. Ons ontvang die Heilige Gees. Hy stort sy liefde in ons harte uit. Ek sê weer, met ons redding, dit wil sê, met ons ware bekering ontvang ons die geloof, wat ons vaste hoop en vertroue in God se woord is. Want God se woord gee vir ons al hierdie beloftes, dat God ons sondes vergewe het. En dat hy ons sy Heilige Gees geskenk het. En dat ons nou sy kinders kan wees. Nou vriende, daar's baie skrif wat dit bevestig. Ek wil net vir die een enkele skrif lees, en dis Romeine 10 vers 9 tot 11 wat sê, daar staan geskryf, as jy met jou mond die Here Jesus bely, jy kan net met jou mond Christus bely as jy gered is, as jy saligheid ontvang het, en met jou hart glo, met my mond bely ek wat ek met my hart glo, met my hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, dan sal jy gered word. Dis 'n teken van redding. Ek glo met my hart dat Christus my gered het, dat ek sy kind is, en ek bely dit met my mond, ek spreek dit met my mond. Vers 10 sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Dit wat ek spreek sal getuig dat ek God se kind is, dat ek gered is, want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Ons sal nie beskaamd staan as ons bely dat Christus ons gered het nie, want mense sal dit deur ons woorde hoor en deur ons lewe en ons dade sien. En daarom plaas ons geloof, wat ons vaste hoop en vertroue in God se beloftes is, dat ons die ewige lewe by ons redding ontvang het. Toe die Here ons siele gered het uit genade, toe ons God se kinders geword het, het ons die belofte ontvang, dat ons nou die ewige lewe gekry het, of ontvang het. Dis ook die volgende anker van hoop, naamlik die belofte, dat God die ewige lewe aan sy kinders beloof het by hulle redding. Die oomblik toe ek God se kind geword het, die oomblik toe ek saligheid ervaar het, die oomblik toe die Heilige Gees die liefde van God in my hart uitgestort het, het ek geweet, nou is ek God se kind om die ewigheid saam met hom deur te bring. En dis die wonderlikste belofte wat ons ontvang. En dit praat van hoop. Daarom hoop ons kan nie die ewige lewe sien nie, ons kan nie die hemel sien nie, ons weet nie wat om regtig te verwag nie, maar ons stel ons hoop daarin, dat die Here dit vir ons beloof het in sy woord. In Titus 1 vers 1 en 2 staan daar geskryf, Paulus, 'n diensknegt van God, en 'n apostel van Jesus Christus volgens die geloof van die uitverkorenes, wat God en die kennis van God en die kennis van die waarheid, wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe, wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Hy sê, elkeen wat in Christus die saligheid ontvang ook die ewige lewe. En nou sê, in die hoop, ek en jy leef in daardie hoop, van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af vir ons beloof het.
is 'n wonderlike gedagte om te weet. Daar wag vir jou en vir my 'n ewige lewe, waar daar geen hartseer, geen droefheid, geen pyn, geen lyding, geen smarte, geen verdriet sal wees nie. Maar waar ons net vrede en blydskap en geluk en dankbaarheid sal ervaar en baie meer as dit. Maar 'n derde anker van hoop is ons godsvrees. Jy moet mooi hoor wat ek sê, dit gaan oor 'n godsvrees, 'n ware godsvrees wat vir ons 'n anker moet wees. En wat vir ons soos 'n anker moet bly. Ons ware godsvrees. As jy kind van die Here is, kan jy nie die Here dien sonder 'n ware godsvrees nie. Wat word daarmee bedoel? Dat ons weet wanneer ons waarlik in die vrees van God wandel. En as ons in die vrees van God wandel, dan sal ons ook sy seën en sy voorspoed in ons lewe ervaar. Jy moet mooi hoor wat ek sê, vriende, as ons in die vrees van die Here wandel, dan sal ons sy seën en ons sal sy voorspoed ervaar. En ons lees dit in Job se lewensverhaal, dat sy vrou hom beskuldig het, dat hy vanweë sy godsvrees vertrou het en gehoop het dat die Here sy beproewing in seën sal verander. Wat natuurlik inderwaarheid net so gebeur het. As gevolg van sy godsvrees, sy vrou het dit uitgespreek, van sy godsvrees het hy gehoop, hy het vertrou dat die Here sy lyding, sy smarte, sy beproewing in seën en voorspoed sal omkeer. Let op die volgende skrifte in Job 4 vers 3 tot 6 staan daar geskryf, kyk, jy het baie mense, nou spreek sy vrou die woorde, sy sê, jy het baie mense tereggewys, en ons kan sê, en jy het baie slap hande versterk, jou woorde het opgerig die wat struikel. Ja, Job was 'n inspirasie vir almal, want hy het in Godvrees gewandel. Sy sê, jou woorde het opgerig die wat struikel en jy het knikkende knieë versterk. Maar nou, dat dit jou oorkom, is jy moed verlore. Nou dat dit jou tref, is jy versla. En nou sê sy vir hom hierdie ding, is jou godsvrees nie jou hoop, jou vrome wandel nie jou verwagting nie. Ja, vriende, ek wil dit weer vir u lees. Sy het dit 2 keer gesê, by 2 geleenthede, en ons het nou hier gelees in Job 4 vers 3 tot 6, en vers 6 sê sy, is jou godsvrees nie jou hoop, jou vrome wandel nie jou verwagting nie. Wat is sy hoop? Dat die Here sy omstandighede, sy teëspoed, sy ellende sal omkeer, sal verander in heeltemal 'n ander rigting wat daar seën en voorspoed is. Maar omdat sy nie waarlik God gevrees het, soos Job Godvreesend was nie, het sy gesê in Job 4 vers 7 en 8, bedink tog, sy praat nog steeds met Job, sy sê, bedink tog, wie het ooit onskuldig omgekom? Sy is besig om duiwelsadvokaat te wees, sy vra vir hom, wie dink jy is ooit onskuldig gestraf? En waar is opregtes verdelg? Sy vra vir hom, hoe kan God 'n onskuldige straf? Hoe kan 'n onskuldige verdelg word, of opregte verdelg word? Vers 8, volgens ek gesien het, die wat opreg, of wat onreg ploeg en moeite saai, die maai dit. So sy skep verwarring en twyfel in Job se hart. Sy sê, God het nog nooit die opregte verdelg nie, en die onskuldige gestraf nie. En jy ervaar dit nou, en jy sê, jy is opreg met die Here. En hier vind ons die volgende anker van hoop. Die eerste hoop is, of die derde hoop, anker van hoop was juist, vriende, dat ons in opregtheid voor God moet wandel, in godsvrees moet wandel, want dan weet ons, die Here sal ons omstandighede verander.
En nou kyk ons na die anker van hoop, dat ons self in tye van ernstige beproewinge ons hoop kan behou, dat die Here ons stryd iewers sal omskep in vreugde en seën, as ons in die Godvrees volhard. Iewers as ons volhard om God te vrees, en om God te vrees beteken dat jy die Here met oorgawe sal dien, dat jy heilig sal lewe, dat jy toegewyd sal wees, dat God jou alles sal wees. En as ons in ons godsvrees volhard, vriende, sal die Here iewers ons stryd en ons beproewing omkeer in vreugde en seëninge. Weereens verwys Job se vrou na sy godsvrees en sy vroomheid. In Job 2, hierdie keer, vers 7 tot 9 staan daar geskryf. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel. En hy het vir hom 'n potskerf geneem, om hom daarmee te krap terwyl hy in die as sit. Hy het homself jammer gekry, hy was vol bose swere, en nou krap hy hom met 'n stuk potskerf. En toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid? Weereens, dis die eerste keer wat sy dit vir hom gesê het, volhard jy in jou vroomheid, seën God en sterf. Wat bedoel sy? Sy sê, jy volhard verniet in jou vroomheid. Vloek God en sterwe liewers. En dan staan daar in vers 10, dan antwoord Job, haar juis in sy hoop, dat God volgens sy godsvrees en sy vroomheid, sy lot in voorspoed en seën sal verander. Hy weet dit. In sy hart het hy dit geweet. En daarom sê hy is nie op vals vroom nie, en hy is in opregtheid, is hy godvreesend en wandel hy in eerbied voor die Here, en die Here sal sy omstandighede, sy lot, sy beproewinge, iewers omkeer en verander. En nou sê hy, soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte nie. Hy sê, hoe kan ons die goeie uit God se hand ontvang, toe dit met ons goed gegaan het? En nou dat dit sleg gaan, wil ons nie die slegte uit sy hand ontvang nie. En dan sê hy, by dit alles staan daar, by dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Nou vriende, ons kry dieselfde gedagte in die psalmdigter, by die psalmdigter in Psalm 119 vers 16 en 17, waar hy sê, ondersteun my volgens u beloftes. Here, u beloftes sê, as ek u dien, as ek in vroomheid en godvreesendheid voor u wandel, dan sal u my seën. Hy sê, ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe. En nou sê, en maak my nie beskaamd van wie my hoop nie. Here, moenie dat ek beskaamd staan, terwyl ek so hoop op u seën en die voorspoed nie. Steun my, dat ek verlos word, dan sal ek altyd deur op die insettinge let. Nou vriende, dis die wonderlike gedagte, dat wanneer ons godvreesend wandel, in die hoop dat die Here dit raak sien, in die hoop dat die Here ons daarvoor sal beloon, ons opregtheid sal beloon, dan sal hy iewers, daar kom teëspoed oor ons pad, maar hy sal iewers daar die teëspoed verander. Wat is die les wat ons hieruit leer? Dat die Here ons lewe ken, en soms laat die Here ook ernstige beproewinge oor ons lewe toe. Maar hy sal ons lot verander, na gelang van ons lewe, want ons vind dit in die woord van die Here. Die Here se belofte in 1 Korintiërs 10 vers 13, aangaande stryd en beproewing is juis ons hoop. Hoor wat staan hier, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Nou vriende, dis presies wat ons vanmôre gelees het in Romeine 5 vers 1 tot 5. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het
tot hierdie genade waar ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En luister nou wat sê hy, en nie alleen, hy sê nie, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking. Ons roem ook in die verdrukking, nie net in die heerlikheid nie, maar ook in die verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid bewerk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. Wanneer ons deur al hierdie dinge gaan, dan hoop ons, vertrou ons op die Here. Hy sê, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Die hoop beskaam nie. So watter beproewing, watter stryd, watter aanslag daar oor ons lewe kom, ons moet bly volhard om die Here te dien en in ons Godvrees te wandel, en dan sal die Here die omstandighede verander. Hy sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie, maar saam met die versoeking kom die uitkoms, sodat ons dit sal kan verdra. Ek sluit af met die laaste anker van hoop, en dit is dat elkeen wat sy of haar hoop en vertroue net op die Here stel, geseën sal word. Elkeen wat sy of haar hoop en vertroue net op die Here stel, geseën sal word. Weet jy vriende, Psalm 39 se hooftema, of sy opskrif in sommige Bybelvertalings, ander Bybelvertalings, lui so: my hoop is op die Here. Dis wat bo Psalm 139 staan. Hierdie psalmdigter se hoop is in die Here. Na aanleiding van Dawid se woorde in vers 8. Vers 8 staan daar geskryf, en nou, wat verwag ek, o Here? My hoop is op U. Ek verwag, my verwagting is van U, want my hoop is van U. En net U alleen kan my help. En net U alleen kan vir my voorsien in my behoeftes. En net U alleen kan deurdra in krisistye. Luister na die woorde van die psalmdigter in Psalm 42 vers 12. Daar staan geskryf: wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, hoop op God. Waarom is jy mismoedig, o my siel? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Hoop op God. Waarom is jou gemoed so swaar? Waarom is jy so moedeloos? Hoop op God, vertrou op die Here. Daarom lees ons die woorde van die psalmdigter in Psalm 146 vers 5 waar hy sê, welgeluksalig. En welgeluksalig beteken 3 maal geseënd. Welgeluksalig, 3 maal geseënd is hy wat die God van Jakob het as sy hulp. Wie se hoop is op die Here onse God. Vriende, ek sluit hierdie boodskap af en my so laat dink terwyl ek hierdie inleiding met u gedeel het van die man wat vir 438 dae alleen op die oseaan was, op die see was in 'n klein bootjie. Niemand het hom gekry nie. God het hom gesien. En al het hy nie met die Here gepraat nie, het die Here sy hand van genade oor hom gehou. Sy vriend is dood, hy het hom heel moontlik in die see afgegooi. Maar vriende, hy het uiteindelik op 'n plek uitgekom waar mense hom kon help. Maar sy hoop, en dis wat ek gelees het, sy hoop was om weer sy familie te sien. Dalk was hy getroud, dalk het hy kinders gehad, ek weet nie. Dalk was dit net sy ouers en sy broers en sy susters, maar hy het 'n hoop gehad om te oorleef, om iewers aan land te kom en deur mense gehelp te word en sy geliefdes weer te sien, weer met hulle te ontmoet. Maar dit het my vreeslik laat dink, daar word nêrens gepraat daarvan dat hy met God ontmoet het nie, dat die Here se teenwoordigheid so naby en tasbaar was, dat hy besef het daar's 'n lewende God nie.
dat hy met God gepraat het nie. Daar staan geskryf hoe hy met homself gepraat het, hoe hy herinneringe uit die verlede opgeroep het. Vriende, dan wonder ek as ek en jy in daai bootjie was. As jy en ek nou in daardie bootjie sal beland, waar sal jou hoop wees? Ja, natuurlik sal ons hoop om weer ons geliefdes te sien en met hulle verenig te word. Maar my grootste hoop sal wees dat God homself aan my sal openbaar. Dat ek sy stem sal hoor, dat ek sy teenwoordigheid sal ervaar, dat ek sy nabyheid sal sien en sal beleef in die gees en weet die Here is daar, die Here is by my, hy hou sy hand oor my. Sou ek sterf, dan is my hoop nie verniet nie, want dan bring ek die ewigheid saam met Jesus deur. Maar vriende, hierdie man hy het soveel genade gehad, 438 dae alleen in daai bootjie op die see. Ek weet nie hoe lank sy vriend oorleef het nie. Maar hy was die grootste deel van daardie tyd, klink het vir my, alleen op daardie bootjie. Hy steeds nie met God ontmoet nie. Sien jy, dis die verskil tussen hoop sonder geloof. Ek en jy moet hoop hê en ons geloof moet in Christus wees, want ons weet, in hom is ons hoop. Ons hoop vir 'n ewige lewe. Ons hoop vir al kom daar beproewing, slegte dinge oor ons pad. Die Here sal, omdat ons God vreesend wandel, dit omskep in vreugde en blydskap. En die hoop wat nie beskaam nie, vriende. 'n wonderlike gedagte, my hoop moet net van die Here wees. My geloof moet in Christus wees. Is u hoop van Christus? Is u geloof in hom geanker? Leef u God vreesend soos Job? As u nie so leef nie, kry jy lewe reg. Ons weet nie watter beproewinge dalk nog oor ons pad gaan kom in hierdie lewe nie. Kry jy lewe reg met die Here, wandel Godvreesend. En die Here sê, as ons Godvreesend wandel, sal hy ons beproewinge omskep in vreugde, blydskap en seën. Mag die Here sy doel ook in u hart en u lewe bereik. Amen, kom ons bid saam. Wonderlike Vader, in Jesus se naam wil ons dankie sê vir die boodskap van hoop, wat vir ons opgeteken is in die woord, en ons wil daaraan vashou, omdat u sê, die hoop sal nie beskaam nie, maar dan moet ons op Christus hoop, en op hom vertrou. My hoop is van die Here alleen, en my hulp is ook van die Here alleen. Mag dit ons lese wees, in Jesus se naam. Amen. Vriende, 'n wonderlike boodskap om te oordink. Mag die Here met u wees en u seën in hierdie dag en ook in die week. Totsiens.